Goeiemôre julle. Johan van Ton is saam met julle in die Bybel in 1 jaar en vanoggend kyk ons saam na Deuteronomium 3 en ek titel dit Dankbaar vir 'n God wat nee sê. Hierdie hoofstuk, wanneer ek dit lees, laat my dink aan 'n afrigter wat halftyd vir sy span 'n motiveringspraatjie gee, net om hulle weer op te sweep en positief te kry vir die volgende helfte waarin hulle moet gaan. Moses herinner die Israeliete net weer dat wanneer hulle gehoorsaam was en geluister het na God, het hulle elke keer oorwinning gekry. Maar wanneer hulle dit uit hulle eie self gedoen het, was hulle onsuksesvol. Ons lees van 2 groot konings wat hulle verslaan het aan hierdie kant van die Jordaan, en een van hulle was Og, die koning van Basan. Hierdie was 'n koning oor baie stede, en dan was hy self nogals 'n groot man. Ons lees dat net sy bed 9 el in lengte was, en 4 el in breedte. Hierdie was 'n groot man, en God het hom aan die Israeliete oorgegee om verslaan te word. Onthou julle 'n hele paar jaar terug, het die bespieders juist teruggekom en terugvoer gegee oor die reëse wat aan die ander kant van die Jordaan was, en dat hulle die Israeliete, maar klein so sprinkane teenoor hulle was. Wel, hierdie generasie was op 'n plek waar hulle reëse kon verslaan, en glo my, daar was vrees in die volke aan die ander kant van die Jordaan, in die land van Kanaan, oor wat die Israeliete vermag het en besig is om te vermag. God deel met reëse in ons lewens, solank ons gehoorsaam bly en in geloof wandel. Die volk is reg om die beloofde land in te neem. Hulle is vol moed en geloof, en hierdie toespraak vir Moses motiveer hulle, want hulle weet nou dat saam met hulle God sal hulle oorwin. Want Moses sê in vers 22, dit wat hy van die Here af ontvang, julle moet nie bang wees nie, want dit is die Here julle God wat vir julle stry. Dan sien ons iets gebeur in vers 23, waar Moses so effens 'n kans vat, en gebaseer op 'n gebed in Eksodus 32 vers 10 wat gewerk het, waar God die volk wou uitwis, en Moses ingetree het en gebid het dat God sy plan en gedagtes daarom moes verander, en God dit toe wel gedoen het, probeer hy weer dieselfde doen. Ons sien vandag nog hierdie gebeur in ons lewens. Ons as kerk vergelyk en kyk na wat werk, en dan bly ons by dit, want dit bring ons resultate. Daarom sien ons soveel kerke wat maar dieselfde program het, en selfs dieselfde verhoog opgestel het, want hoekom het verander? Dit werk ons nou al so lank, en dan mis ons die stem van die Here so maklik in ons kerke, maar ook in ons persoonlike wandel met die Here. Ons sien so baie Christene bid vir genesing op dieselfde manier wat iemand anders gedoen het, net omdat dit dalk gewerk het vir daardie persoon. Of ons bid op 'n sakdoek, want dit het gewerk toe Paulus dit gedoen het, so hoekom sal dit nie nou werk nie? Net so probeer Moses weer voor God smeek en hom vra of hy nie dalk die beloofde land kan ingaan nie. Ons lees in vers 24, dit was toe dat ek die Here gesmeek het, Here my God, U het begin om my U grootheid en U groot mag te laat ondervind. Watter God is daar in die hemel of op die aarde, wat U magtige dade kan nadoen? Laat my tog nou deur die Jordaan gaan, om hierdie mooi land te bekyk, die mooi bergwêrelde en die Libanon. Maar deur julle te doen, het die Here destyds vir my kwaad geword, en daarom het hy nie my gebed verhoor nie. Hy het vir my gesê, jy het nou al genoeg daaroor gepraat, moenie weer met my oor hierdie saak praat nie. God sê nee aan Moses. Hoekom? Want hierdie gebed was nie meer oor die volk nie, maar oor Moses self, en juis op hierdie punt was dit eintlik van Moses verwag om oor te gee aan die nuwe generasie, aan Josua wat die volk in die beloofde land sou aanneem. Daar sal tye wees waar God nee sal sê aan my en jou ook. Ons lees in Handelinge 16 waar God nee sê aan Paulus wat in Asië wou gaan preek het en hom in 'n ander rigting in laat beweeg het. Dan lees ons ook waar God aan Paulus nee sê in 2 Korintiërs 12 waar hy vra dat hierdie doring in sy vlees verwyder sou word, maar God sê nee, want dit sou hom herinner aan God se goedheid wat vir hom genoeg sou wees. God het selfs aan Abraham nee gesê rakende Ismael in Genesis 17. Dan lees ons waar God selfs nee gesê het aan sy eie seun, wat gebid het, Vader, as dit U wil is, laat hierdie beker verby my gaan. God se nee nou
is 'n ja vir iemand anders elke keer as ons daarvan lees. Mag die woord, wanneer ons dit lees, ons ook motiveer om altyd na God te luister en om in geloof en getrouheid te wandel. Ek is dankbaar dat ons God nie 'n God is wat net altyd ja sê nie, want sy nee is juis 'n ja vir iemand anders wat sy lewe gaan verander. Sy nee aan Moses was 'n ja aan Josua. Mooi dag vir julle.